Baie dankie, Bram. Baie dankie, is baie lekker om hier by julle te wees. Soos Bram sê, ek dink baie van julle was ook al by my. Ek het ook al so 1 of 2 keer hierso kom kuier by julle as ek in die baai is. Ek sê vir Bram, ek hou partykeer daarvan om hiernatoe te kom vir die eredienste, want van al die kerke slaap julle banke die lekkerste. En ek het eendag hier aangekom en toe was hier 'n nuwe lid wat my nog nie ken nie en sy kom groet vir my en sy vra vir my, wie is jy? En sy vra, waar gaan jy kerk toe? Ek sê vir haar, nee, ek gaan nie eintlik kerk toe nie. Sy sê, o nee, maar dan moet jy na ons toe kom. Ek sê, nee, ek dink nie ek sal hiernatoe kom nie. Sy sê, nee, ek sal jou kom haal, waar bly jy? Ek sê, nee, ek dink ook nie jy sal my kom haal nie, is bietjie ver. In elk geval, is lekker om hier te wees. Kom ons raak net 'n paar oomblikke stil en dan stel ons net in op die teenwoordigheid van die Here. Here, dis ons begeerte vanoggend om iets van U te beleef, te sien, te ervaar. Maak ons oë en ons ore oop en gee vir ons insig in dit wat op U hart vir ons is. Amen. In ons land op die oomblik is daar nie baie goeie nuus nie. Ek hoor baie hoe mense kla en moeg raak net selfs om nuus te luister. Ek het nou onlangs weer het een goeie vriend van my gesê, hy kyk nie meer nuus nie. Dit is net te erg. Nou is dit vir my aan die een kant nogal vreemd dat in 'n land wat ons weet daar baie kinders van die Here is, so min goeie nuus is. Want ons word genoem die draers van goeie nuus. Maar dis asof mense dit nie daai twee goed, die werklikheid daar buite wat daar gebeur in die wêreld en wie hulle is, by mekaar uitbring nie. Die vreemdste ding is dat dit lyk partykeer asof mense verwag van politieke partye om goeie nuus te skep. Ek meen, dis mos nou glad nie moontlik nie. So as ons praat, ons sê ons verkondig die evangelie. Nou evangelie is eintlik maar die Griekse woord is evangelion, goeie nuus. Wat is daai goeie nuus wat ons verkondig? Ek wil sommer so vinnig hoor, is daar iemand wat wil sê, wat dink jy is die goeie nuus wat ons verkondig as kinders van die Here? Dat Jesus ons verlosser is. Nog iemand? Dit is baie waar. Hy het vir ons gesterwe, ja. Hoekom het hy vir ons gesterwe? Hy is lief vir ons, dis ook baie waar. So, okay, ek gaan nou nie te lank uitrek nie, maar ek weet, baie van ons loop ook met die gedagte, dat die kern van die goeie nuus is dat Jesus na die aarde toe gekom het, om vir ons sonde te sterf, en baie keer as jy vir mense vra, hoekom sê hulle so dat ons kan hemel toe gaan? Maar as dit so is, ek bedoel, as dit so is, so dat ons kan hemel toe gaan, wat maak ons nog hier? Hoekom vat hy ons nou nie maar sommer hemel toe nie? Jy sien, mense het ook hierdie vreemde idee dat dit is die evangelie. Dit gaan nie daaroor dat Jesus vir ons gesterf het, sodat ons kan hemel toe gaan, maar dit is baie meer as dit. En ek hoop om in hierdie week iets daarvan aan die oor te dra, want ek glo die goeie nuus is vir vandag, elke dag bedoel. En dis veronderstel om op hierdie aarde 'n verskil in ons lewens te maak. Anders is dit maar regtig, soos Marx gesê het, net 'n pie in the sky when you die. As dit geen verskil maak op hierdie aarde nie. So, as ons dan wil praat oor die goeie nuus, glo ek ons moet begin by die begin. Nog voor die begin. Want voor die begin was daar net God. God was altyd daar. God het geen begin nie. God het geen einde nie. God is. En God bestaan nie in tyd en ruimte nie. Hy het tyd en ruimte geskep. Hy het dit tot stand gebring, maar hy bestaan in ewigheid. En ewigheid is nie lang tyd nie.
ewigheid is 'n ander dimensie as tyd. Dit omvat, dit omsluit tyd. So as jy byvoorbeeld ewigheid as 'n lang lyn wil voorstel, 'n kronologiese lyn van begin en einde, dan sou jy sê ewigheid is 'n sirkel rondom daardie lyn. En nou die unieke ding van die boodskap van die Bybel, van hierdie God, dit is waar die goeie nuus begin. Jy weet, ek glo die goeie nuus begin in Genesis 1. Daar's geweldige goeie nuus in Genesis 1, nie net as Jesus aarde toe kom nie. Want ons lees nou die Bybel, nou maar, jy weet, soos ons vandag, ons word groot daarmee, maar die konteks waaruit dit ontstaan het, die agtergrond waaruit hierdie verhale na vore gekom het, as mens dit verstaan en weet, dan maak dit nog baie meer sin. Want sien, die Bybel se skepingsverhaal is nie die enigste skepingsverhaal wat daar is nie. Daar was baie skepingsverhale, en een van die baie bekendes wat baie wyd geglo en aangehang is in die oertyd, was die Babyloniese skepingsverhaal. En al daai ander skepingsverhale dit was 'n sieklike gemors. In die Babyloniese skepingsverhaal is dit hierdie gode wat teen mekaar oorlog maak, te beklei en gedurende gevegte het. En dan is dit hierdie godin Tiara wat deur ander gode in Marduk en ander vermorsel word en vermoor word en haar binnegoed word oopgeskeur en dan uit haar binnegoed uit word die aarde geskep. En dan is die mense, hierdie mense wat nou op die aarde is, moet nou hierdie gode probeer tevrede stel en hulle guns wen, want die gode is kwaad vir hulle. En nou moet hulle die gode se goedgesindheid probeer werf, deur hoe hulle leef en deur die offers wat hulle bring. En dan moes hulle selfs hulle eie kinders offer en allerlei offers bring. Nou hoop ek jy kan hoor dat daar vandag nog mense is wat in so God glo, wat dink hulle moet God se goedgesindheid werf en hulle moet sy goedgesindheid wen deur offers en deur wat hulle doen en hoe hulle leef. Maar jy sien teen daai agtergrond lees ons dan in die begin was alles woes en leeg. En die Gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En dan vertel die Bybel vir ons hierdie skepingsverhaal hoe God van die een dag na die ander alles tot stand bring wat ons rondom ons sien. Johannes sê daar's niks wat bestaan wat nie deur hom ontstaan het nie. En dan sluit dit af, elke keer is God geskep en dan sê hy, en dit was goed. Dit was goed. Dis uniek, daar is nie 'n ander so skepingsverhaal nie. Want mense wat vandag sê alle godsdienste is maar dieselfde, dis bog. Daar is nie nog so skepingsverhaal wat hierdie goeie nuus van die eerste oomblik af van 'n God wat omgee en liefhet, wat skep en sê dis goed wat ek geskep het nie. En dan stel die Bybel ons voor aan hierdie God as die Vader, Seun en Heilige Gees leer ken ons hom. Wat met homself die drie persone in verhoudinge met homself leef tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En dan sê dit vir ons die God wat altyd daar was en altyd daar is en wat niks van niemand nodig het nie. Hy het nie nodig gehad om te skep nie. Hy is volkome in homself. Hy het niks nodig nie. Hy kon net so bestaan het sonder 'n skepping. Want hy is heeltemal vervuld in homself. Maar hy gee uitdrukking aan sy liefde en sy kreatiwiteit deur te skep. En hy leef in hierdie verhoudinge tussen volmaakte eenheid en volmaakte harmonie en volmaakte liefde. Niks van hierdie gemors van die ander gode en godsdienste nie. Dis net liefde, eenheid, vrede, vreugde wat in hierdie God aan ons voorgestel word. En dan word hy aan ons voorgestel as die koning van die heelal, wat oor alles heers. Jy al 'n bietjie gaan sit en dink oor die grootte van die heelal. Ons het vandag programme en goeders wat dit vir ons bietjie meer duidelik maak.
Weet as ek in die aand daar by Shema, waar jy nou die melkweg mooi kan sien, so opkyk en daai sterre, die miljoene van hulle. In hierdie galaxy waarin ons is. En dan sê die ouens wat nou hierdie navorsing doen vir ons, daar's miljoene sulke galaksies. Ons is maar een kleintjie hierso in die uitspansel. En God is die koning oor dit alles. En hy heers oor alles. En dan skep hy hierdie planeet aarde. Hierdie God wat die Bybel van ons sê, hy's net goed. Hy's net liefdevol, hy's net genadig, hy's net geduldig, hy's barmhartig, hy gee om. Dis 'n God met absolute oorvloed van goedheid en liefde en genade. Is dit die prentjie van God wat by jou opkom, as jy aan God dink? Ek weet, want baie mense kom sit daar by my, en ek het met baie mense oor die jare gepraat deur die disippelskap reis wat ons het. Sit met prentjies van 'n God wat kwaai is, wat hard is, wat hulle dophou, wat hulle bang voor is. Weet, want baie van hulle is kleintyd bang gemaak, ongelukkig met God. Pa en ma wil hê jy moet in jou spoor trap, as jy oppas God sien vir jou. Dat mense bang gemaak, maar daar behoort nie mooier woorde te wees vir 'n kind nie. Pa en ma moet net kan sê, ontspan my kind, wees gerus, God sien vir jou. Hy's lief vir jou. En dan hierdie God, sê die Bybel vir ons, het 'n naam wat bo alle name is. Daar's niemand wat so groot naam soos hy het nie. Hy het 'n koninkryk, en sy koninkryk is die hele uitspansel, alles. En hy heers oor die koninkryk. Maar dan skep hy hierdie planeetjie aarde. Klein ou spikkeltjie in die heelal. En dan hierdie absoluut verrassende ding wat hy sê, hier wil ek op 'n ander manier heers. Hier wil ek mense skep. Deur wie ek my wil, want hy het 'n wil vir die heelal, maar hier wil ek my wil en my plan uitvoer deur mense wat ek op hierdie planeet plaas en skep. En dan sê God vir Vader, Seun en Gees, dan sê vir mekaar, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Baie mense wonder, wat maak ek hier op aarde? Wat soek ek hier? Wat is my doel? Wat is God se plan met my? Daar staan dit. Jy is God se verteenwoordiger. Dis hoekom jy hier is. Die beeld van God. Wat beteken dit dat jy na die beeld van God geskep is? Dit beteken nie jy lyk soos God nie, want God is gees. God is nie vlees en bloed nie. Die Bybel sê God is gees. Maar hy is 'n God wat liefdevol is. Wat keuses maak, wat besluite neem, wat dink, wat kreatief is. En daarom skep hy mense wat kan lief hê, wat kan verhouding hê, wat keuses kan maak, wat besluite kan neem, wat kreatief kan wees, wat kan dink en sy liefde kan antwoord met liefde. Wow. Is dit die goeie nuus nie? Dink nie daaroor oor hierdie God. As jy nou dink aan die grootheid van die skepping in die heelal, en die mag wat aan hom behoort, en dat hy mense skep om sy liefde en sy oorvloed met hulle te deel, as sy verteenwoordiger, om saam met hom te heers. Het jy dit gesien? Hy sê, hoekom skep hy hulle? Sodat hulle kan heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, en die makdiere, die wilde diere en al die diere. Ek en jy is geskep, ons is hier op hierdie planeet as medeheersers van die lewende God op aarde. Dis hoekom ons hier is. Hoekom is die wêreld so gemors? Omdat kinders van God vergeet wie hulle is. Hulle weet dit nie. Hulle leef nie as medeheersers nie. En ons gaan die week baie nog daarby uitkom en daaroor gesels en sê, hoekom dit so is. Nou blameer ons mense wat nie medeheersers van God is nie, vir die gemors. Maar ons is die medeheersers, ons wat sy kinders is. En toe het God die mens geseën, en ons gaan baie daaroor ook nog praat in die week wat kom. Wat beteken hierdie seën? Beteken eintlik maar net dat God homself met ons deel. Nie goeders nie
Nie rykdomme besittings nie. Hy deel homself met ons. Want jy sien, hierdie God, toe hy die mens skep, daai oomblik het God 'n verskriklike groot, wil ek amper sê, kans gevat, 'n waagstuk aangegaan. Want in daardie oomblikke het God die absolute beheer wat hy oor hierdie planeet aarde gehad het, prysgegee. Nou moet julle mooi luister, want hier verloor ek baie mense, en nou raak hulle so kwaad, en luister nie verder. Baie mense, as hulle mos nou in 'n krisis kom, en sê hulle, ag, moenie worry nie, God is in beheer. As jy kan kry waar dit in die Bybel staan, kom wys dit asseblief vir my, dit staan nie daar nie. Nêrens in die Bybel staan dat God is in beheer nie, daar staan God heers. Hy regeer. So die oomblik toe God mense skep na sy beeld, wat keuses kan maak, besluite kan neem, selfs teen sy wil in, het hy mos beheer afgegee. Hy het nie robotte geskep nie. As hy absolute beheer oor die planeet aarde wou behou het, moes hy robotte geskep het, wat geprogrammeer is, wat nou weet, nou moet ek 10 tree die kant toe loop, en as ek hier kom moet ek stop, en dan moet ek links draai, en dan moet ek 5 tree so toe loop, en dan moet ek hierdie pen optel, en dat jy geen keuse van jou eie nie, dan het God beheer. Maar as ek die vermoë het om te sê, hoorie, ek is nou lus vir geld maak, en ek gaan bedrieg en verneek en kroek om geld te maak, en dan gaan 'n bank beroof, is God in beheer daarvan? Nee, belaglik. Dis hoe hy die mens gemaak het. En dis hoekom die aarde lyk soos hy lyk. Dis hoekom dit so gemors is. En ons gaan baie meer van môre aand af daaroor praat. Maar God self kom en hy skep die mens, en vanuit hom, jy weet as jy nou daai prentjie kyk, hy skep die mens om binne daai verhoudinge tussen Vader, Seun en Gees ingetrek te word, ingesluit te word. Om saam met die Vader, Seun en Gees te heers oor die aarde, en saam te deel in daai absolute liefde, eenheid en harmonie, om deel daarvan te word. Is dit die goeie nuus nie? Absolute goeie nuus, die lewende God van die heelal skep die mens en hy trek hom in. Sê, kom ons doen dit saam. Kom ons leer mekaar ken. Ek wil my liefde, my hart, my grootheid, my goedheid, wil ek met julle deel as die bron. Julle as mense kan uit my as bron lewe. En dit is 'n bron wat jy nou nie die grootsheid en die oorvloed kan van voorstel nie. Is 'n bron, hy's 'n raadsman. As jy raad nodig het, hy sê ek het dit. Hy's 'n herder wat voor jou uitloop en vir jou die pad wys. Hy's 'n rots wat 'n anker is in jou lewe wat vir jou stabiliteit gee. Hy's 'n ewige Vader. Nou, ongelukkig het baie mense nie 'n goeie beeld van 'n Vader nie, maar hy's die volmaakte Vader wat absoluut omgee en sy kinders koester en liefhet, soos die Vader van die verlore seun. Hy's 'n vredevors. Hy leef in vrede, hy deel vrede, daar waar God praat, kom daar vrede. Hy's 'n bruidegom, wat oor ons, as sy bruid, opgewonde is. Hy sê, ek jubel en juig oor jou. Hy koester ons soos 'n bruid sy bruidegom koester. Hy wil ons intrek in 'n liefdesverhouding met hom. Hy's 'n trooster. Wat as jy afvoel, sleg voel, dan is hy daar om te troos. Hy gee wysheid, raad en insig. Ek sou hierdie hele week net kon praat oor sy grootheid, sy almag, sy wysheid. Jy kan nie ophou praat oor hom. Daardie God skep ons om homself met ons te deel, die bron van volmaakte liefde, wysheid, goedheid, sorg. In sy volheid wil hy homself met ons deel. En nou, die Bybel raak baie plekke liries oor hom, want jy kan nie anders, kyk as jy begin om net so 'n kykie te kry in wie God is, dan kan jy nie anders nie. Openbaring skryf, Openbaring 5, dan het Johannes daai beeld van God in sy troon, en dan die miljoene engele rondom sy troon, en al die lewende wesens, en hy sê, hulle staan rondom die troon, hulle val op hulle gesigte, en hulle roep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig, want aan hom behoort al die lof,
al die eer, al die aanbidding, al die mag, al die heerlikheid, al die wysheid, al die rykdom, alles is syne. Is dit nie verstommend nie? Nou is die mense wat hier rondloop as Christene, stap hulle in en dink hulle, wonder wat dink die mense vandag van my, wat dink hulle wat ek aan het en hoe voel mense oor my? Kan jy jou voorstel dat iemand daar voor die troon staan en nou in sy teenwoordigheid is en al die miljoene engele en almal daar aanbid hom en jy staan daar, ek sê, wonder wat dink die mense van my klere, wat ek vandag aan het of hoe ek lyk. Kyk, niemand daar sal enigstens oor hulle self kan dink nie, hulle sal net gefascineer wees met hom, sal hom loof en aanbid, en sal net opgeslurp word deur sy grootsheid. Jy sal van jouself vergeet. En dis wat gebeur as jy hom leer ken. Jou belangrikheid in jou eie oë verdwyn. Want jy weet, die lewe gaan oor hom, nie oor my nie. So, nou kom hy en hy skep ons, en daarmee seën hy ons met homself. Dis wat seën is. Nou bid die mense, Here, seën my asseblief, geef my dit, geef my dat, nee, dis nie seën nie. Seën is wanneer hy homself met jou deel in sy oorvloed. En dis wat hy doen, van die begin af, seën hy ons, dis die goeie nuus. Nou stel jou vir 'n paar oomblikke voor. Ons almal weet nou, daar het nou 'n ding gebeur, daar het 'n sondeval gekom en die mens het sy rug op God gedraai. Maar stel jou voor, dit het nou nog nie gebeur nie. Stel jou voor, daar was baie mense wat so saam met God geheers het in hierdie verhouding met hom van liefde en eenheid en vanuit hom as bron saam met hom heers oor die aarde. Kan jy jou voorstel hoe dit moes wees? Ek glo elkeen van daai mense sou 100% gelukkig gewees het met wie ek is. Niemand sou gedink het, ag, jy weet, hoekom is ek so stupid? Hoekom was ek nie soos daai een nie? Hoekom kan ek nie soos daai een lyk nie? Of hoekom kon ek nou nie so goed gewees het in wiskunde soos daai? Dis belaglik. Elkeen sou bly gewees het, opgewonde gewees het oor hoe God my gemaak het, oor die gawes wat ek ontvang het, oor die persoonlikheid wat ek ontvang het, oor die voorkoms wat ek ontvang het, want elkeen sou geweet het, dis met 'n doel. Hiermee het God my toegerus om my rol te speel as sy verteenwoordiger op hierdie aarde, waar hy my by sy plan vir die aarde betrek. En nou is daar mos geen rede om te sê, ag, hoekom kan ek nie soos hy of sy wees nie? Want ek kan nie my rol speel as ek jou persoonlikheid en jou gawes het nie, is nie moontlik nie. Ek kan net my rol speel as ek weet wie ek is. En dit aanvaar, en as 'n geskenk van God, en vir die Here dankie sê daarvoor, en dit uitleef tot eer van sy naam. Want al die lof, al die eer, alles behoort aan hom. So as niemand my ook raak sien as ek my rol speel, die maak dit nie saak nie, maar dit gaan mos nie oor my nie. Solank as sy naam groot gemaak word. Dis my toerusting. In daai prentjie ook, sou niemand iets besit het nie. Wow! Geen besittings nie. Geen bankrekening, geen bankbalans nie. Is dit nie goeie nuus nie? Weet ek gesels so jare terug met 'n monnik daar in Egipte, in 'n klooster, daai kloosters kom hier die 4de eeu uit, mense wat regtig hulle afsonder om alles, hulle hele lewe aan God te wy. Ek meen, ons kyk baie keer bietjie neer op hulle, maar jy kan baie leer by hulle. Ek sê vir hulle, besit julle regtig niks nie? Ja. Hy sê, hy wat niks besit nie, is vir niks bang nie. Goeie nuus. Die oomblik as jy vrykom van jou besittings, as jy vir niks bang nie. Want jy sien, alles behoort aan die koning. Psalm 24 sê, die wêreld en die volheid daaraan, alles behoort aan die Here, alles. Niks is myne nie. Dit is baie arrogant om aanspraak te maak dat dit wat jy het, joune is. Nie as jy 'n kind van die koning is, kan jy dit nie doen nie. Maar gaan later in die week ook meer daaroor sê.
Dis 'n geweldige vryheid daarin om te verstaan dat alles aan hom behoort. En daarom is daar ook volmaakte vrede, want jy sien in daai plan wat God gehad het, is daar nie baie mense met baie planne nie. Daar's net een planmaker. Dis hy. Hy het 'n plan vir die wêreld. Hy wil heers oor die wêreld. Hy wil daai plan uitgevoer hê. En hy het mense geskep. Sê mos is 'n waagstuk. As sy verteenwoordigers om daai plan uit te voer. So in daai prentjie sou almal saamgewerk het daarin om net uit te vind, wat is die plan, Here? Waar wil U my vandag betrek? Wat moet ek vandag doen? So hoe sou gebed gelyk het? Jy weet, as jy in daai prentjie indeel, dan kan jy net dink dat gebed net kon bestaan uit bewondering en aanbidding van sy grootsheid en sy almag en sy heerlikheid, om meegevoer te word met die impak van die grootsheid van God, wie hy is. In verwondering te staan oor hom, opgewonde te raak oor hom, om hom te geniet as God. Sou nie nodig gewees het om enigiets te vra nie, want waarvoor vra jy as alles reeds daar is? Hy is die bron waaruit jy leef. Nou praat ek van voor die sondeval. Ek meen, dit sou stupid gewees het om te dink jy hoef iets vir God te vra, want alles is daar. Dit word voorsien. Al wat gebed sou wees, was om te luister, te hoor en te gehoorsaam. Gebed sou nie bestaan uit soos baie mense se gebede vandag lyk om vir die Here te vertel wat hier onder aangaan, want hulle dink hy weet nie. Sê Here, kyk net wat gaan hier aan. Here, maak net hier so reg asseblief. Here, verander net daar 'n bietjie. Here, maak net, jy weet, en dan bid die mense dat die Here tog net hulle omstandighede moet verander sodat ek net lekkerder kan lewe. Is dit soos jy oor God dink, dat ek vir jou slegte nuus? Want God wil nie jou omstandighede verander nie, hy wil vir jou verander. Sodat jy in enige omstandighede kan funksioneer tot eer van sy naam. So dit sou gewees het, hoor en gehoorsaam, en ek glo, dis wat dit vandag nog is. Die belangrikste aspek van gebed vandag is om te luister wat op God se hart is en om te doen wat God van jou vra. Dan sal die wêreld nie so sleg lyk nie. Want God het baie kinders op hierdie aarde, maar sy kinders het verleer om dit te doen. So dink net, hoe sou die aarde gelyk het as dit voortgeduur het? Dink ons sou 'n fantastiese wêreld gehad het. Daar sou nie rykdom gewees het of armoede nie. Geen konflik nie. Ek dink nie daar sou enige natuurrampe gewees het nie, want die natuurrampe, meeste daarvan, is daar omdat mense wat nie wou glo dat God alleen eienaar is nie en wat besitreg vir hulle self begin toeëien het, die aarde begin uitbuit het en begin verniel het en vernietig het en nog al die tyd doen om self ryk te word. En nou kom daar al meer natuurrampe, want die aarde kan nie funksioneer soos hy bedoel het en niemand heers oor hom soos wat God bedoel het nie. So wat was God se doel? Waarom het hy die mens geskep? Waarom is ons hier? Die kern daarvan, die hart daarvan, is om 'n intieme verhouding met hom te hê. Om hom in sy volheid te leer geniet. Wow, as ons dit kan verstaan en kan raak sien. Hoeveel kinders van die Here kom sit daar by my, by Shema, dan praat hulle met my, dan lyk hulle so hartseer. Dan sê hulle my, Dion, as ek net kon weet wat die Here wil hê, ek moet vir hom doen. God het niemand nodig om iets vir hom te doen nie. Hy doen alles self wat hy nodig het. Hy het mos nie nodig nie. Hy wil hê jy moet hom geniet. Hy wil hê jy moet hom leer ken, sy hart leer ken. God doen sy eie werk. Maar hy wil hê jy moet so 'n verhouding met hom hê dat hy in jou kan leef en heers. Is niks meer as dit nodig. Om saam met hom te heers oor die aarde. Jy weet, en as jy vir God leer ken vir wie hy is, dan kan jy nie anders as om hom te geniet nie.
Jy kan nie anders as om te ontdek sy grootsheid, maar ook sy sin vir humor en sy kreatiwiteit. En ek meen, ek het 'n geweldige voorreg, ek sê net weer vir iemand, ek kan nie glo nie. Ek bly nou daar op 'n plaas in die natuur. En is net verstommend hoe jy absoluut al meer en meer ingetrek word in die grootsheid van sy skepping en hoe die verhoudinge is en hoe die dierelewe is in die plante, in die insekte en alles rondom jou. En jy sien net God se wysheid en sy insig en sy kreatiwiteit. En hoe jy sy teenwoordigheid al meer beleef, want hy sê die aarde is vol van hom, sy teenwoordigheid, hy is oral. Kyk na daai prentjie. As jy wil weet, wat is God se doel met jou? Dis wat dit is. Daai verhouding van intimiteit, om hom te leer ken en te geniet. En saam met sy ander kinders om te geniet. Om daai liefde en eenheid en harmonie te leer ken. Dat hy jou kan betrek by wat hy doen, in sy planne. Want God verander nie. Ons is lief om dit te sê. So daai doel van God wat in Genesis 1 geskryf staan, het nog nooit verander nie. Van die mense se kant af het daar geweldig baie verander. En dit gaan ek nou van môre aand af oor praat. Hoekom het dit verander? En wat het die mens gedoen dat hierdie gemors hier bestaan wat ons is? Maar die Bybel is geskryf om vir ons te vertel dat God nie opgegee het nie. En dat alles daaroor gaan om ons terug te bring na daai doel toe. Dat ons weer kan leef vanuit hom as bron. Nou dink daaroor. Hier is hierdie Skepper God. Die mees liefdevolle, die mees intelligente, die mees genadige, die mees goedhartige, die mees getroue, die mees opregte wese wat bestaan, die beste raad, die beste insig, die meeste wysheid. Hy nooi jou uit. Kom leef vanuit my as bron. Draai mense om as hulle sê, hoor jy, ek is so besig, ek het nie nou tyd daarvoor nie. Jy sien, God het dit nie nodig dat jy dit doen nie. Hy het jou nie nodig nie, hy het niks nodig van niemand nie. God ly nie skade as jy dit doen nie, maar jy ly ontsaglik skade. Omdat jy nie ontvang wat hy met jou deel nie, jy hoor nie sy stem nie. Want hy wil met jou praat, hy wil homself met jou deel. En daarom is een van die grootste uitnodigings in dwars deur die Bybel is om jou uit te nooi in daai verhouding, om hom te geniet en hom te luister. Te besig? Waarmee? Met wie se koninkryk? Wel, as jy in sy koninkryk betrek word, dan is jy nooit te besig wees nie, want sy betrokkenheid by sy koninkryk begin by luister. Dis crucial, jy kan nie sonder luister daarby betrokke wees nie. As jy te besig is om te luister, dan is jy met jou eie koninkryk besig. En dan gaan jy seer kry. Maar dis nie God se bedoeling nie. So, hy luister ons, kom, leef vanuit my as bron. Ek en jy kan na hierdie ontsaglike, intelligente wese, die God van hemel en aarde, luister. Hy praat met ons. Is dit nie ongelooflike goeie nuus nie? Dit is waar die goeie nuus begin. Enige mens wat sê, ek is te besig of ek het nie tyd daarvoor nie, is net stupid. Nie noodwendig sonde nie, maar is stupid. Want jy gaan skade ly. So nou sê die Bybel, ek het sommer net so 'n paar vers hier dwars deur die Bybel, hoe hy ons uitnooi. Hy sê, elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Wat is 'n leerling? 'n Leerling is 'n disipel. Verteenwoordiger is 'n disipel. Hy het ons geskep as sy disipels, as leerlinge. Dis die enigste manier hoe jy God kan volg as 'n disipel. Sê baie mense, hoor jy, ek het nou nie tyd vir disipelskap nie, ek is net 'n Christen. Dis 'n kontradiksie in terme as jy sê jy's 'n Christen, maar nie 'n disipel nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie 'n Christen wees, maar nie 'n leerling of 'n disipel van God nie. Maak nie sin nie. So hy sê, kom, die Here my God het my geleer om te luister. Jesaja 55, nou daai woord luister, in Hebreëus is dit die woord shema, dit is waar ons retreat sentrum se naam vandaan kom. Shema, gee aandag na my.
sodat jy kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Net die vorige vers vra hy, waarom werk julle vir dit wat nie kan versadig nie? Waarom eet julle ook dit wat nie versadig nie? Kom na my toe sodat julle versadig kan word. Gee aandag en luister na my. Luister en julle sal lewe. Want jy sien die woord, die lewende woord van God is 'n skepende woord. Dit deel sy lewe, sy volheid is in sy woord. Terwyl jy sit en luister na hom, maak dit jou heel, dit maak jou gesond, dit verander jou, dit vernuwe jou. Jy hoef jouself nie te probeer verander nie, jy sal dit nooit regkry nie. Maar as jy by hom sit en luister, dan word jy verander. Jy word nuut gemaak, jy word heel gemaak. Jy kry perspektief, jy kry insig. Jy begin verstaan waar jy ingestorm het en goed en wat jou besig gemaak het, wat nie eintlik, jy moenie eintlik daar wees nie. En jy begin verstaan hoekom jy hier is. Sê Jeremia 11, ek het gesê, luister na my en doen alles wat ek julle beveel. En dan sal julle my kinders wees. En ek sal julle God wees. Ek sal die bron wees. Julle sal my leerlinge wees. Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister, die mens wat elke dag na my toe kom. Nou, sien jy wat staan daar? Daar staan nie, julle moet dit doen, en as jy dit nie doen, is dit kwaad vir jou, en dan is jy ongehoorsaam nie. Nee, dit staan dit. Hy sê, as jy dit doen, as jy aandag gee aan hierdie uitnodiging, as jy dit doen, sal dit goed gaan met jou, want jy sal die seën ontvang wat van my af na jou toe vloei, jy sal dit ontvang. Dan as jy elke dag op my drempel staan en wag, want wie my vind die lewe self, want God is lewe. En geniet die guns, sy oorvloed, sy hart, jy geniet dit dan. Dit kan nie anders nie. Maria het dit verstaan. Toe sy aan sy voete gaan sit het, en aan sy woorde geluister het. En Martha, wat so besig was, besorg en bekommerd oor baie dinge, sê Jesus vir haar, Martha, Martha, net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies. Het sal nie van haar weggeneem word nie. Dit is die beste deel. Om te leer luister. Sy hart te leer ken. Nou sê baie mense vir my Dion, ek hoor hom dan nie. Hy praat nie met my nie. Dis nonsens. Ek nou vir jou sê, hy praat elke dag, die hele dag met jou, vandat jy opstaan tot jy gaan slaap. Maar ek hoor hom dan nie. Maar waar is jou aandag? As jou aandag net by jou koninkryk is, by jou bankbalans is, by wat vir jou pla, dan sal jy niks hoor nie. Maar as jy leer om aandag te gee aan hom en op hierdie uitnodigings te reageer en jou fokus na hom te draai en na hom te begin luister, sal jy baie gou agterkom. Hy praat met jou. Nou, dit is van die boeke wat ek saamgebring het, gaan juist daaroor. Hierdie een is die stem van die herder, gaan juist daaroor om sy stem te leer ken, want baie mense sê, ken nie sy, ek hoor nie sy stem nie. En jou waarborg, as jy die boek deurgewerk het, sal jy weet, en jy kan luister. Daar is 'n ander een, bid die psalms, wat vir jou leer bid, want die psalms leer ons bid. En ek het dit so ingedeel, dat daar 365 dae van die jaar, kan jy elke dag 'n gedeelte uit 'n psalm bid. Maar dit is nie net om te lees nie. Ek het dit in Nuwe Testamentiese taal oorgeskryf, sodat jy dit kan bid, en dan vra vir refleksie, sodat jy jou lewe voor hierdie lewende God kan bring, dat hy kan inspraak hê in jou lewe. En ek kan jou beloof, daar is geen emosie wat nie in die psalms na vore kom nie. Daardeur kan jy al jou emosies en al jou sorge na hom toe bring, en jy gaan 'n heel mens word. En dit is 'n boek wat jy nie net 1 jaar kan gebruik nie, jy kan dit vir die res van jou lewe gebruik. Jy sal nooit moeg raak daarvoor nie. So kyk weer na daai prentjie. Dit is op God se hart vir jou. Nou nog. En van môre aand af gaan ek praat daaroor, hoekom is dit nie wat ons ervaar nie, wat het skeef geloop, en dan die hele proses van herstel, wat op Pinksterdag eindig.
Dis hoekom ons Pinkster vier, want God het deur Pinkster daai werklikheid weer 'n moontlikheid gemaak. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Dink net by jouself wat jy vanoggend gehoor het by die Here. Wat het jy ervaar, het hy vir jou gesê deur hierdie diens? En hoe wil jy graag vir hom daarop antwoord? Here, ons staan net weer stom voor u grootheid en u goedheid, u almag, u liefde, u omgee. Net om daaraan te dink, dat die lewende God, die koning van die heelal, vir my uitnooi om te luister. Dankie, Here. Dankie. Amen. TV is talking, the telephone's ringing, the lights are all on and the radio's screaming. A million distractions stealing my heart from you. I'm tired and empty, this life is relentless. It weakens my knees and it breaks my defenses, wearing me down, and I'm desperate to hear from you. Stop the world, I wanna get out, I need an escape away from this crowd just to hear you. Speak to me. I need to be still before I make a move. I need to be humble with nothing to prove. And I need your word to show me the truth. And I need time, precious time. Stop the world, I wanna get out, need an escape away from this crowd just to hear you speak to me. And stop the world, I'm ready to listen, show me a sign, give me a vision of heaven I can hold on to. Stop the world, I need some time with you. Wanna get out, I need an escape away from this crowd just to hear you. I need to hear you. Stop the world, I'm ready to listen. Show me a sign, give me a vision of heaven I can hold on to.
Stop the world, I need some time with you. Stop the world, I need some time with you. Net voor ons afsluit wil ek net sê hoe werk dit met die boeke. Daar is 'n pryslys en jy kan net 'n boek neem en per EFT betaal as jy nie kontant het nie. Die rekeningbesonderhede is daar ook. Neem net 'n foto van dit en dan kan jy net jou naam opskryf in die boek wat jy gevat het en dan so jy hoef nie hier kontant te hê nie, maar enige tyd van die week kan jy op daai manier van die boeke neem en dan net later op betaal. So ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën met homself en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Dit beteken die Here kyk na jou met 'n glimlag van goedkeuring en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Dit beteken hy draai sy gesig na jou toe om na jou gebede te luister en aan jou sy vrede te gee. Amen.